Ok, so ons is by die eerste dier. Die dier wat uit die see uitkom. Dit strek van die laaste vers van die vorige hoofstuk tot en met vers 10 van hoofstuk 13 dan. En ons begin met die laaste vers van die vorige hoofstuk. Wat eintlik moet deel wees van die 13de hoofstuk. Maar ons begin dan met die vers wat sê, en ek het op die sand van die see gaan staan. Nou vers 18 van hoofstuk 12 word gewoonlik deur vertalings ingesluit as deel van vers 17 van daardie hoofstuk. Of soos die King James dit dan vertaal of dit interpreteer. Hulle skuif het, die King James skuif dit weer oor na die eerste vers van hoofstuk 13 toe. Nou ons vertaling is een van min wat dit 'n aparte vers maak en nie deel van die vorige vers 17 of dan nou vers 1 in die volgende hoofstuk deel daarvan maak nie. Die moeilikheid om hierdie vers op die regte plek te posisioneer is te verstaan, aangesien dit 'n korrelasie en oorgang aandui van die vorige afdeling tot by die afdeling wat ons nou kom, of van die vorige hoofstuk dan tot by ons huidige hoofstuk. Daai vers dui 'n oorgang dan nou aan tussen die twee en 'n verwantskap tussen die twee. En verder meer, ons vertaling van hierdie vers maak nie staat op die mees antieke manuskripte wanneer dit vertaal nie. En so vertaal ons vertaling of die ou vertaling dan ook hierdie vers eintlik verkeerd. Inteendeel heeltemal verkeerd. En so word die ooglopendheid van die doel wat deur hierdie vers gedien word ook gemis. Die doel van hierdie vers word gemis, omdat dit verkeerd vertaal word. Hierdie vers moet eerder lees of eerder vertaal word om te sê, en hy het op die sand van die see gaan staan. Die hy waarvan hier gepraat word is 'n verwysing na die draak wat op die sand van die see gaan staan het. En so word daar nie na Johannes verwys in hierdie vers nie, maar eerder na die draak van die vorige hoofstuk, waarvan ons ook in hierdie hoofstuk gaan lees. En so raak dit ook meer ooglopend om 'n vers te wees wat 'n transisie tussen hoofstuk 2 en 13 aandui, aangesien die draak in beide die vorige sowel as in die huidige afdeling voorkom en dit dui daai transisie tussen die vorige hoofstuk en hoofstuk 13 dan nou aan. Aangesien hy albei te voorskyn kom. Nou waar hoofstuk 12 dan in vers 16 die stelling maak dat die vrou, naamlik die gelowige Jode dan is, soos ons gesê het, die vrou verteenwoordig gelowige Jode, waar dit die stelling maak dat die vrou van die duiwel ontvlug het en beskerm word, eindig daardie hoofstuk dan in vers 17 deur om te sê, en die draak was vertorend op die vrou, dis nou sy wat gaan skuil het, veilig gehou is, en die draak is vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. En die ander nakomelinge, soos ons gesien het, is dan 'n verwysing na gelowige heidene, want die Bybel self tref 'n onderskeid tussen Joodse gelowiges en heidense gelowiges, veral gedurende Jesus se bediening. Ek het gekom vir die verlore skape van die huis van Israel, sê Jesus, moenie gaan na die heidene toe nie. Daar's 'n skeiding om te maak tussen die gelowige Jode. Paulus sê selfs, daar is 'n oorblyfsel van die Jode gedurende die tyd van sy bediening. En daai Jode moet gered word. So die ander nakomelinge verwys dan ook na gelowiges, maar wat 'n onderskeid word daar getref tussen gelowiges in die Nuwe Testament? Wel, net gelowige Jode en gelowige heidene. Dis die enigste onderskeid wat daar getref word tussen gelowiges in daai periode van tyd. Die ander nakomelinge dan is gelowige heidene. En dit wat dan volg op hierdie stelling dat die draak nou agter die ander gelowiges aangaan, menende toe die draak dan sy aandag van die vrou afgehaal het en op die heidense gelowiges plaas, is dan 'n verduideliking, dit wat daarop volg is 'n verduideliking van hoe presies hierdie vervolging dan lyk. Dis wat daarop volg. So ons het gesien hoe hy die vrou vervolg, hy wou die kind vervolg en hy daar vervolg en sy's veilig hou. En ons sien dan hoe hy sy aandag draai na die heidene toe, heidense gelowiges toe, maar aan die einde van daardie hoofstuk. En wat ons dan nou in hierdie hoofstuk sien is, maar hoe lyk daardie vervolging van die heidense gelowiges? Dis hoekom dit 'n transisie is.
want dit eindig dan waar hy sy aandag draai na die heidense gelowiges toe. En nou sien ons, maar hoe lyk daardie vervolging? Hoe lyk dit wanneer die draak sy aandag na die heidense gelowiges toe draai? En dis wat ons in hoofstuk 13 dan sien gebeur. En dit begin deur die draak wat op die sand van die see gaan staan. Nie Johannes nie. En ons sal in hoofstuk 13 dan sien hoe die draak, of althans die duiwel, gebruik maak van 'n dier om hierdie agenda teen die vrou se ander nakomelinge, die heidense gelowiges, teweeg te bring. En daarom sal ons ook onder andere in vers 7 lees van die dier se vervolging teen die heidense gelowiges, waar staan, dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Hierdie praat nie van Joodse gelowiges nie. Dit praat nie van die vrou nie, wat die oorlog teen Jerusalem ontduik het nie. Maar dit praat van gelowiges van elke stam en taal en nasie wat vervolg sal word. Tot die dood toe selfs. Want dit sê, en hy het hulle oorwin. Omdat daar vir ons gesê was aan die einde van hoofstuk 12, dat die draak nou sy aandag op hulle gemaak het, van die vrou afgehaal het en na hulle toe gedraai het. Die vrou se ander nakomelinge. Juis omdat die Joodse gelowiges dan nou veilig gehou word in hierdie tyd. So wat ons dus verder moet besef, is die tyd dan waar binne hierdie hoofstuk dan afspeel. Hierdie hoofstuk verwys steeds na die kort hoeveelheid van jare wat opgebou het tot die val van Jerusalem en die verwoesting van die tempel. So dit verwys nog steeds na die laaste periode van tyd, waar die draak of die duiwel dan vir 'n kort rukkie losgelaat word. En ons weet dit, want vers 5 van hierdie hoofstuk sê vir ons, dit wat ons in die vorige hoofstukke gelees het, onder andere in hoofstuk 11 en in hoofstuk 12, 11 vers 2 en 12 vers 6, en dit bevestig word in hoofstuk 13 vers 5, waar staan, en 'n mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen. Daar sien ons weer die 42 maande, daar sien ons weer die 3,5 jaar, daar sien ons weer die kort hoeveelheid van tyd, wat aan die einde van daardie periode van 40 jaar tussen Christus se kruisiging en die val van Jerusalem plaasgevind het. Dis die laaste paar jaar. Dis daai kort hoeveelheid tyd. Dis in daai tyd wat dit afspeel. Dis in daai tyd wat die Joodse gelowiges veilig gehou was om uit Jerusalem uit te vlug. Waar hulle veilig is, die vrou is veilig. En soos ons ook gesien het, dis in daai tyd wat die eerste imperiale vervolging offisieel geloods was teen gelowiges, maar hoofsaaklik heidense gelowiges in Rome. Want die Jode was weggejaag 'n paar jaar vroeër uit Rome uit. En hierso sien ons dan nou hoe die aandag op hulle gerig word. Hierdie bou bloot op dit wat ons in die vorige hoofstuk mee afgeëindig het. So wat is konstant in gedagte gehou moet word in hierdie hoofstuk, om hierdie hoofstuk te verstaan, is dat dit hoofsaaklik te doen het met die vervolging van nie-Joodse gelowiges gedurende die periode van tyd wat opgebou het tot die val van Jerusalem en die tempel. Dis die belangrikste om te onthou. Die vrou, Joodse gelowiges, is beskermd. Die draak, Satan, rig sy aandag na haar ander nakomelinge toe, nie Joodse gelowiges. En hy staan op die sand van die see en hy is reg om vervolging teen hulle te bring. OK, maak dit sin. En nou is dit eintlik maklik om die hele hoofstuk te verstaan, as ons net dit besef. En hierdie goed is voor ons oë. Die tyd is voor ons oë. Die mense wie vervolg word is voor ons oë. Nou vers 1 van hoofstuk 13 sê dan vir ons, en dis die enigste vers wat ons dan nou nog verder gaan hanteer vanaand. En ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. Nou eerstens, dit is ooglopend, dat hier nie na die duiwel verwys word nie. Die dier is nie die duiwel nie. Aangesien daar 'n onderskeid getref word tussen die draak en die dier. Dit is 2 verskillende entiteite. So die dier kan nie na die draak verwys nie. Die dier kan nie na Satan verwys nie. En ons weet die draak is Satan, want dit was uitdruklik vir ons gesê in die vorige hoofstuk. Vers 3 maak ook die stelling dat die draak vir die dier sy krag gegee het, sowel as sy troon, sowel as sy groot mag.
En die duiwel hoef nie hierdie dinge vir homself te gee natuurlik nie. Hy gee dit vir die dier. So dit moet iemand of iets anders wees, as hy dit gee. Want as dit ook 'n verwysing is na die duiwel, dan gee hy dit vir homself, dit maak nie sin nie. Logika gaan teen dit. Okay? Maar hy gee dit wel aan 'n ander entiteit wat sy wraak teenoor die vrou se ander nakomlinge dan gaan uitvoer. Verder sien ons hierdie dier kom uit die see uit. Nou waar die land gewoonlik 'n verwysing is na die Jodendom, en ons kan dit sien onder andere in vorige hoofstukke, het ons gesien die land is gewoonlik 'n verwysing na die Jodendom. Veral onder vers 7 van hoofstuk 1 het ons in diepte daarin gegaan, as julle weer daarna wil gaan kyk, hoe die land 'n verwysing is na die Jodendom. Ek kan nie presies om wat sê hoofstuk 1 vers 7 nou weer? Ek dink dit sê al die volke van die aarde, maar dit kan ook vertaal word as al die stamme van die land. Is dit wat daar staan? Al die geslagte van die aarde. Yes, en die Griekse woorde word ook vertaal as stamme van die land op ander plekke. So die land is gewoonlik 'n verwysing na die Jodendom. So waar die land na hulle verwys die see en die waters weer na die heidendom. So as die land verwys na die Jodendom, verwys die see of waters na die heidendom, die nie-Joodse mense. Okay? Wat ooreenstem met die ander nakomlinge dan ook. So die dier wat dus uitdruklik gesê word om uit die see te kom, verwys na die feit dat dit nie Joods van oorsprong is nie. Die dier is nie Joods van oorsprong nie. Dit is nie gelowiges wat deur die Jode vervolg word nie. Dit kom uit die see uit, dit kom nie van die land af nie. Dit kom vanuit die heidendom uit. En ons sien soortgelyke taal in Daniël 7 vers 2 tot 3 waar staan, Daniël het gespreek en gesê, ek het in my visioen in die nag gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see opgejaag. Die groot see opgejaag. En 4 groot diere het uit die see opgekom. Verskillend van mekaar. En hierdie 4 diere word algemeen geïnterpreteer as die 4 groot wêreldmagte van tot Christus gekom het. Eerstens die Babyloniërs. Dis nou die 4 groot diere. Eers was dit die Babyloniërs, toe was dit die Mede-Perse, toe was dit die Grieke met Alexander die Grote, en toe kom die Romeine. Die Romeine was die 4de dier. Die verwysing dat hulle van die 4 winde ook afkomstig is, verwys ook na die feit dat hulle uitheems is, vanuit 'n Joodse oogpunt, want die Ou Testament praat vanuit 'n Joodse oogpunt, vanuit 'n oogpunt vanuit hulle land uit. So as hulle van die 4 windstreke kom, dan beteken dit hulle is uitheems van daar waar die Jode was, van daar waar hulle vanaf geskryf het. Okay? Dieselfde verwysing na heidense nasies word ook gebruik in Jesaja 17 vers 2, waar staan, wee die rumoer van baie volke, soos die gereis van die see raas hulle, en die gedreun van nasies, soos die gedreun van magtige waters dreun hulle. So daar word na die heidendom of heidense nasies verwys as die see wat bruis en waters wat geraas maak en so voort. Verskeie ander voorbeelde kan genoem word, soos Egipte wat opreis soos waters, dit lees ons in Jeremia 46 vers 7 tot 8, Babylon wat soos waters en 'n vloed vanuit die noorde kom, dit sien ons in Jeremia 47 vers 2 en 51 vers 42, of die Here wat van Tyrus sê, ek sal baie nasies, weer eens heidense nasies, dan is hier verwysing na die Jode nie, ek sal baie nasies teen jou laat opkom, soos die see sy golwe laat opkom. So ons sien gereeld, dat dan na die heidense nasies of koninkryke of wêreldmagte verwys word, asof diere wat uit die see uitkom soos in Daniël, of dan nou hulle wat kom soos die see of soos bruisende waters. Dit is algemene taal
waar nasies gebruik of na verwys word. En hier is net om 'n paar voorbeelde van baie te noem, waar daar na heidense nasies verwys word in terme van die see en van waters. Ons lees ook in Openbaring 17 vers 15, dat waters 'n verwysing is na die heidendom. En dit is in die boek waarmee ons tans besig is. So as dit in ons boek dit ook bevestig, dan is dit waarskynlik die geval. Want ons lees in 17 vers 15 van Openbaring, en hy sê aan my, die waters wat jy gesien het, hierdie is nou, dit praat van die hoer wat op baie water sit in daai hoofstuk, en ons sal nog by daai hoofstuk kom. En hy sê aan my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Dis waarna die waters verwys waarop die hoer sit. Die waters verwys na volke en menigtes en nasies en tale. Dit verwys na die nie-Jode. Dit verwys na ander mense. Dit verwys na die heidendom. Okay? So dit is dus ooglopend, nie net vanaf 'n Ou Testament oogpunt of perspektief, of vanuit 'n Ou Testament beeldspraak nie, maar ook Openbaring self, dat die dier, dis nie Satan is nie, maar dat daar die dier vanuit die heidendom kom. Nie is die geval was in terme van Egipte en Babylon, en al die nasies wat teen diere sou kom, en die waters waarop die hoer sit. Dit kom vanuit die heidendom. So ons weet ten minste dat die dier is nie Satan nie, en ons weet die dier is nie Joods nie. 7 koppe en 10 horings, dieselfde dier kom weer voor, of te voorskyn in hoofstuk 17. In daardie hoofstuk rig die dier sy aandag teenoor die ongelowige Jode, so waar ons sien in ons hoofstuk dat die dier sy aandag rig op gelowige heidene. In hoofstuk 17 rig hy weer sy aandag op ongelowige Jode, vir die oordeel wat oor hulle moet kom. Okay? Maar dit is dieselfde dier. So in ons huidige hoofstuk sien ons weer hoofsaaklik hoe die dier dan wraak neem op gelowige heidene. Wat hoofstuk 17 ons dan verder leer, soos ons ook gesien het onder ons kommentaar van hoofstuk 12 vers 3, want daar het ons ook daarin ingegaan, want daar het ons ook van hierdie koppe en die goeters gelees. Daar sien ons in verse 9 tot 12, daar staan, hier kom die verstand wat wysheid het te pas, die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit, en hulle is 7 konings. So die 7 koppe van hierdie dier is 7 konings. 5 het geval, 1 is, met ander woorde, die tyd toe Johannes hier geskryf het, was daar al 5 van hulle dood, die 1 is besig om te regeer, die ander 1 het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste, en hy behoort by die 7, en gaan na die verderf, en die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. So die eerste dier, soos ons hom hier vind binne ons teks, praat dus nie van 'n individu nie. Dit kan nie van 'n individu praat nie, maar van die wêreldmag as 'n geheel, vir die ooglopende rede, dat 7 konings nie terselfdertyd heers nie, of 7 konings nie terselfdertyd kan heers nie. En die skrif in hoofstuk 17 maak het ooglopend, dat hulle kronologies op mekaar volg. 5 is al verby, 1 is op die oomblik en daar kom nog. So hulle volg kronologies op mekaar wat vir ons dit ooglopend behoort te maak, dat hulle is deel van dieselfde wêreldmag, maar dat hulle nie saam heers nie. So dit praat van een wêreldmag. Die 7 konings is nie konings van 7 verskillende lande nie, maar volg op mekaar, en daarom kan die teks ook sê, 5 het geval, 1 is, die ander het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly, juist omdat hulle kronologies op mekaar volg. 1 koning kom aan bewind, wanneer die ander een dood gegaan het, met ander woorde. Hulle is van dieselfde wêreldmag dus afkomstig, en hierdie wêreldmag natuurlik
is 'n verwysing na die Romeinse Ryk. Soos die 4de dier van Daniël ook die geval is die Romeinse Ryk, is die 4de groot. So dit kan nie na 'n individu verwys nie, dit moet na 'n wêreldmag verwys, want hierdie konings is nie konings van verskillende lande nie, hulle volg kronologies op mekaar. En so moet hulle ook deel wees van dieselfde wêreldmag. En natuurlik is dit dan 'n verwysing na die Romeinse Ryk en na hulle keisers dan. Dit kan nie enige ander interpretasie hê nie. Dit is nie die duiwel nie. Hulle kom uit die heidendom. Hy bestaan uit konings wat op mekaar volg. En die tyd is naby. Dit is die Romeinse Ryk. Kan nie iets anders wees nie. So die eerste dier is dus nie 'n verwysing na 'n spesifieke keiser binne die Romeinse Ryk nie. Alhoewel baie teoloë daardie argument maak, maar dit is nie 'n verwysing na 'n spesifieke keiser binne die Romeinse Ryk nie, aangesien die koppe na al die konings verwys wat van toepassing of bekend was binne die eerste eeu. Daarom verwys dit na die Romeinse Ryk in sy geheel, insluitend die konings, of dan nou die koppe dan. Dit behels al die koppe en die horings dan, vir hierdie spesifieke periode van tyd. Selfs die wat nog nie noodwendig hulle koningskap ontvang het, binne hierdie tyd nie. Maar wel magsposisies dan ook het. En net 'n interessante bysaak, 'n horing word ook gebruik as 'n verwysing na een van Jerusalem se vyande, wat die stad sou verwoes, soos ons lees in Klaagliedere 2 vers 17 waar staan, die Here het gedoen wat hy hom voorgenem het, sy woord volbring wat hy sedert die dae van die voortyd beveel het, hy het sonder verskoning afgebreek en die vyand oor jou bly gemaak, die horing van jou teestanders verhoog. So daar sien ons ook 'n verwysing na 'n horing van wat hulle teestanders is wat hulle sou verwoes het. In elk geval. Op sy koppe is 'n naam of name, soos die Grieks dan sê, meervoud. Op sy koppe is name van godslastering. Die koppe as 'n verwysing na die heersers van die Romeinse Ryk, want ons het gesien dit is konings, en dis ook die Romeinse Ryk as 'n geheel, het dan name van godslastering op hulle. Nou ons sien die definisie van godslastering in die feit dat Jesus aangekla was van godslastering deur die Jode. En hy was aangekla van godslastering deur die Jode oor hy homself gelyk gestel het aan God. Dit is die definisie van godslastering. Hoofsaaklik, nou daar's baie definisies of as baie maniere om dit te beskryf, maar dis die voorbeeld wat ons sien van godslastering in die Bybel. Is waar Jesus homself gelyk stel aan God, want hy is God, maar hulle kla hom aan dat hy homself gelyk stel aan God. En hulle noem dit godslastering. Lukas 2 vers 1 sê die Fariseërs, wie is hy wat so godslasterlik praat, wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Maar natuurlik kan Jesus sondes vergewe, want hy is God. Maar dit is hoe godslastering lyk, is hy wat homself gelyk stel aan God. So godslastering kan verskeie forme inneem, maar oor die algemeen vanuit die Nuwe Testament dien dit as 'n verwysing na iemand wat hulle self in die plek van God stel. En Christus kon natuurlik, want hy self is God. En die Romeinse Ryk aan die ander kant is nie. Jesus kon homself gelyk stel aan God, want hy is God. Die Romeinse Ryk kan dit nie doen nie. En so was die aanklag van godslastering teen die Romeinse Ryk en teen die Romeinse keisers dan 'n geldige aanklag teen hulle. Nou soos ons gesien het in ons kommentaar onder Matteus 24 vers 6 van ons inleiding tot Openbaring, wou keiser Caligula in 40 na Christus, so dit is nog in die tyd wat Handelinge geskryf was, 'n kolossale goue standbeeld van homself in die tempel in Jerusalem oprig. Ek weet nie of julle kan onthou dat ons daaroor gepraat het, dis nou seker 3 jaar terug wat ons daaroor gepraat het, maar die perd wou vir homself 'n goue standbeeld binne in die tempel gesit het, en hy het vir sy leeroowerste gesê, dat as die Jode dit nie daar wil hê nie, dan moet julle hulle uitmoor. En die standbeeld was al op pad. En toe net betyds, toe gaan die ou toe nou dood, die keiser toe dood, en toe die volgende keiser kanselleer toe hierdie saak.
Maar daai standbeeld wat in die tempel wil oprig, het hy gesê moet 'n uitbeelding van hom wees as die God, kleinletter God, Jupiter. Hy moet uitgebeeld word as Jupiter in die plek van die Jode se aanbidding dan. So hy moes so voorgestel word. Onder ons kommentaar rakende die kerk in Pergamus, soos ons gelees het in hoofstuk 2 vers 12 tot 17, het ons gesien dat Pergamus ook 'n voorstander was van die imperiale kultus, of althans die aanbidding van die Romeinse keisers as God. Dis die imperiale kultus gewees. En Pergamus was 'n voorstander van daardie kultus vir die aanbidding van Romeinse keisers. Hulle het die plek van God aangeneem. Hulle het aanbidding aangeneem. Hulle het 'n probleem gehad om geaanbid te word nie. Hierdie imperiale kultus het al begin onder keiser Augustijn rondom 27 voor Christus al. Die imperiale kultus was ook algemeen bekend of algemeen beoefen onder die Romeinse Ryk, soveel so dat die Jode nie noodwendig offers tot die keiser gemaak het nie, maar die Jode het wel daagliks offers vir die keiser gemaak. Hulle het daagliks offers nie aan die keiser noodwendig nie, maar vir hom gemaak, sodat hy in goeie gesondheid kan wees en al sulke tipe goeders het hulle aangehou om binne in die tempel vir die keisers offers te maak. Dis wat hulle gedoen het. Vergaande. Sodat hy nou goeie gesondheid sou hê ensovoorts. Dit was ook gestop net voor die aanval op Jerusalem dan, wat ook dan waarskynlik gelei het tot deel van hoekom hulle aangeval was. Dit is algemeen bekend ook dat daar tempels opgerig is vir die keisers tot aanbidding. Een historikus skryf die volgende, en ek haal aan wat hy sê. Die instelling van die staatskultus in Rome het spoedig sy invloed op die provinsies en munisipaliteite gehad. In die ooste blyk dit inderdaad dat die aanbidding van die keiser reeds feitelik algemeen geword het in die stede, sowel as in die bondgenootskappe van die onderskeie provinsies. Nuwe tempels en nuwe altare is voortdurend opgerig, maar die wat so laat as 12 voor Christus gebou is, byvoorbeeld die tempel van Augustus, wat die prefek van Egipte in daardie jaar in Verlei ingewy het, was waarskynlik nie instellings van 'n nuwe vorm van aanbidding nie, maar eerder nuwe monumente om 'n aanbidding te huisves wat reeds bestaan het. So hy sê hierdie aanbidding van die Romeinse keisers was algemeen. Daar was oral tempels wat opgekom het, daar was oral altaars wat opgekom het, selfs tot in Egipte. En hy sê die wat in Egipte opgekom het, was waarskynlik nie omdat hulle 'n nuwe geloof daar aan blootgestel het nie, dit was net nuwe monumente vir 'n geloof wat klaar daar bestaan het, naamlik die aanbidding van die keisers. So dit was algemeen in daardie tyd, dat die keisers hulle self as God gesien het. Die aanbidding van keisers was algemeen, en so was dit ook op hulle munte uitgebeeld, onder andere inskripsies wat na die keiser verwys het, op hulle munte self, soos 'n denarii en so aan. Daar staan die goddelike een, as 'n verwysing na die keiser wat op die munt is, dan staan daar onderaan die goddelike een, of daar's ook 'n ander munt wat sê die seun van 'n god, by een van die ander keisers op een van hierdie muntstukke wat hulle gehad het in daai tyd. Onder ons kommentaar met betrekking tot die gemeente in Smyrna, ons het gesien toe ons was in hoofstuk 2 vers 8 tot 11, het ons gesien hoe een van Johannes se disippels, wat deur hom gedisipel was, Polycarpus, verbrand was oor hy nie aanbidding tot die keiser wou bring nie. Polycarpus is een van die bekendste vroeë kerkvaders, omdat hy verbrand was, omdat hy geweier het om aanbidding tot die keiser te bring. En dit was een van Johannes se disippels, so dis net na hierdie tyd, maar dit was algemeen in daardie tyd. En ek dink Polycarpus het iets gesê soos in die 80 jaar wat ek Christus gevolg het,
het hy my geen skade aangedoen nie, of geen onreg aangedoen nie, hoe sal ek hom nou verloon, terwyl hy besig was om te verbrand? Daar was name van godslastering op die koppe van die dier, want die keisers van die Romeinse Ryk het algemene aanbidding aanvaar, en dis 'n aanbidding wat hulle nie toegekom het nie. Hierdie feit word nie net ondersteun deur geskiedenis en deur historikuste nie, maar dit word ook ondersteun deur die Bybel self. Nou, alhoewel Herodes nie 'n keiser was nie, maar 'n koning onder die Romeinse Ryk, lees ons steeds van hom in Handelinge 12 vers 21 tot 23 waar staan, en op 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegespreek. Daarop het die volk hom toegeroep, 'n stem van God en nie 'n mens nie. Die mens het hom vereer as 'n God. En hy was onder die Romeinse Ryk. Hy was 'n Romeinse koning vir een van hulle provinsies. Die stem van God en nie van 'n mens nie. En onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie, en hy is deur die wurms verteer en het gesterwe. Verder ons sal meer hieroor sê met betrekking tot die tweede dier, maar Paulus praat nie van die anti-kris wat duisende jare in die toekoms gaan verskyn nie. Hy praat van 'n Romeinse keiser, wanneer hy sê in 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word. Nou, mense sê hierdie is nou die anti-kris, maar dit is 'n mens. En die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teenstander, wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Eers moet hierdie mens kom. En hy praat nie van die anti-kris duisende jare in die toekoms nie. Paulus praat met die mense in Thessalonika. En hy het hulle gewaarsku van hierdie mens wat kom. En hy sê dan verder in 'n hoofstuk, daar's iets wat hom op die oomblik terughou. Met ander woorde, daai persoon moet op daai oomblik bestaan. Daar's iets wat hom terughou op die oomblik, maar hy gaan kom. Hy praat van 'n Romeinse keiser en hy sê verder, hy verhef homself bo God, hierdie ou. En ons sal met die volgende dier meer oor die spesifieke vers of skrif in 2 Tessalonisense sê. Maar die koppe, of althans die keisers, het name van godslastering gehad. Want hulle het godslasterlik opgetree en hulle het hulle self bo God verhef. Hulle het tempels en altare gehad waar mense op na hulle toe kan aanbid. En dit was algemeen hierdie imperiale kultus in die Romeinse Ryk, selfs so ver as Egipte. Maar as die koppe die keisers is, dan kan die dier nie enigiets anders wees as die Romeinse Ryk nie. En dis wat die dier is. En ons sal sien hoe hierdie dier dan, die Romeinse Ryk, ook hulle aandag na die vrou se ander nakomlinge draai. Soos ons ook laas keer gesien het wel die geval was. Waar keiser Nero Rome afgebrand het, 3/4 daarvan, net 1/4 van Rome het oorgebly, en hy het die skuld op die Christene, heidense gelowiges geplaas, en hulle was vir die eerste keer offisieel as staats verklaring veroordeel deur die staat. En dis wat ons dan nou ook in hierdie hoofstuk sal sien. En dis dit. Maak dit sin? Enige vrae? So dit raak eintlik heel maklik om te interpreteer. Die koppe kan nie iets anders wees as konings of keisers nie. Die skrif sê dit uitdruklik in hoofstuk 17 vir ons. Dit moet keisers wees. Hulle volg kronologies op mekaar, so dit moet van een wêreldmag praat. Die 4de dier in Daniël is die Romeinse Ryk. En Johannes maak nie van ander beeldspraak gebruik nie. Dis dieselfde beeldspraak. En soos Johannes ook sê, die tyd is naby. So hierdie moes keisers in sy tyd gewees het. Want hy sê 5 was, 1 is op die oomblik. Daar was nie 'n ander ryk aan bewind in daai tyd nie.
behalwe as jy wil afgaan in Afrika en na Ethiopië toe, wat niks met niks te doen het nie. Of as daar dalk nog mense in Suid-Amerika was in daai tyd. Dit het niks met hulle te doen nie. Die enigste mense wat aan bewind was in die bekende wêreld in hierdie area, was die Romeinse Ryk. Hulle was die wêreldmag van daardie tyd. En Johannes sê, die een is nou aan bewind. Ek weet nie hoe die future is om dit kom nie. 5 was, die een is, en daar's 'n ander een wat kom vir 'n kort tydjie. Kan niks anders as die Romeinse Ryk wees nie. Baie teoloë, nou dat ek aan dink, sê ook dat, en ek dink ek het dit ook al een keer vinnig genoem, is dat omdat hierdie brief gesirkuleer het na 7 verskillende gemeentes toe en dit versprei moes gewees het, was dit ook in soveel beeldspraak geskryf, sodat as die Romeine die brief in die hande gekry het, of iemand hulle daarvan vertel het, dit nie ooglopend was, dat daar van die Romeinse Ryk gepraat word nie. Want as jy 'n kerk het, wat 'n brief het, en sê, hier is wat die Romeinse Ryk doen, en jy sê dit in soveel woorde, hulle gaan die hele kerk uitwis, as hulle die brief in die hande kry. Hulle sal alle Christene se muur doodmaak, as hulle die brief in die hande kry. So daar moet van, nie net omdat dit ooreenstem met tipiese profetiese taal nie, dit was ook noodsaaklik dat daar in beeldspraak gepraat word, want jy kan weet, daar's Romeine wat hierdie ook gelees het. Maar dit sou nie vir hulle sin gemaak het, want hulle het nie die Ou Testament skrifte verstaan nie. Hulle het nie 'n Joodse agtergrond gehad nie. So hulle sou nie weet dat hierdie dier 'n verwysing is na hulle nie. Die Jode sou dit geweet het, maar die Romeine sou dit nie geweet het nie. So dit is een rede hoekom daar nie, buiten die feit dat dit 'n profetiese boek is en dis hoe profetiese boeke gaan, maar dis ook 'n ander rede hoekom daar nie uitdruklik staan 'n Romeinse Rykie, want dis ook, jy kan dit uitfigure. Jy kan dit uitfigure. En soos ons gesien het in ons, waar het ons dit gesê? Ek dink is in ons inleiding tot, nie die eerste boek nie, maar die inleiding van die tweede boek het ons het gesê, toe ons hierdie boek gedateer het ons gewys hoe 5 keisers was klaar dood, beginnende met Julius Caesar as die eerste keiser. Voor hom het was die Grieke nog aan bewind. Onthou toe Jesus gekom het, toe was die wêreld nog hoofsaaklik Grieks. Dit was nie Latyns nie. Dis hoekom die Nuwe Testament in Grieks geskryf was, want die Romeine het nie lank voor dit oorgeneem nie. Die Grieke was nog grootendeels tot aan bewind. Dis hoekom die wêreld nog Grieks was in die tyd toe Jesus gekom het, selfs al het die Romeinse Ryk al begin heers. Almal het Grieks gepraat. So, Julius Caesar, ek dink wat hier by die 40s voor Christus was hy die eerste keiser. En die 6de een, daai 5 is dood, die 6de een is Nero keiser, as jy die lyn volg. En dit is waarskynlik die een wat Johannes dan ook sê, hy is nou. En daar's nog een wat 'n kort tydjie kom. So die tydlyn pas ook in, as ons net terugverwys na die inleiding van Openbaring, oor dat hier 'n verwysing is na die Romeinse Ryk. Nou maar toe, laat ek gou vir ons afsluit. Here, ons dankie vir die woord, ons dankie vir die waarheid, en ons dankie, Here, dat U wel hierdie ding aan ons openbaar. Begin dit ons, o Here, om ag te gee op die woord en die waarskuwing, Here, want die woord is trou. Mag ons besef, Here, dat wanneer U sê, die weg is nou en die poort is smal, dat U bedoel wat U sê, Here. Mag ons dan ag gee op hierdie woorde. Mag ons ag gee op die woorde dat daar min is wat dit vind. En mag ons onsself ondersoek in hierdie saak, Here, want U gaan nie teen die eie woord nie. Dit wat U sê is trou, dit wat U sê is waar, dit wat U sê gaan gebeur. En mag ons nie minder maak van die woorde nie, o Here. En mag ons daarop ag gee en ons lewens aan U toewy. En soos ons ook kan sien in Openbaring, dat U woorde wel tot vervulling kom. En mag Openbaring vir ons 'n waarskuwing wees, dat ons kan sien dat U woorde wel tot vervulling kom.
U is magtig om dit te doen. Ons dankie maar net vir die genade oor ons wat dit nie verdien nie. Alle lof en aanbidding kom U naam toe, Here. Amen.